Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees hier in die vorm dan ook van 'n virtuele erediens. Ek wil graag dan hou ek die aanvangswoord aan jou voor, daar uit Psalm 34, 'n lied van Dawid. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit al my doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudheid het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Psalm 34 vers 2 tot 8. Ek wil jou graag nooi om sommer daar waar jy is, saam ons te deel in 'n wonderlike lied, die bekende lied daar uit die liedboek, lied 159, God is hier teenwoordig. As vanoggend se gebed wil ek graag 'n gebed van Martin Luther aan jou voorhou. Here, my beker is leeg en ek verlang dat U my weer sal vul. Ja, Here, kom vul my. Ek is swak in die geloof. Kom en versterk my opnuut. My liefde is maar lou. Kom Here en maak my weer warm. Vurig dat my liefde sal uitstraal na hulle naby my. My geloof is nie sterk nie. Dit wankel tog so maklik. Ek twyfel soms en ander kere sukkel ek om op U te vertrou. O Here, help my, sterk my geloof en vertroue. In U vind ek my rykdom. Ek is arm en U is ryk. En U het juis gekom om vir die armes U genade uit te deel. Ek is 'n sondaar en U is regverdig. En daarom bly ek aan U sy. Ek het niks om vir U aan te bied nie. Ek kan alleen maar van U ontvang. Amen. Vanoggend se gedeelte wat ons so saam gaan lees, jy kan hom so lank soek by is Kolossense 2 daarvan af vers 6. Kolossense 2 vanaf vers 6. Dis natuurlik 'n brief wat Paulus daar skryf vir die gemeente daar in Kolosse. Hy sê lewe in verbondenheid met Christus Jesus.
Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, hoor baie mooi, dat julle Jesus Christus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dis dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van ons sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe julle saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle juis ook saam met hom opgewek. En omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys, met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deurdat aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Net tot daar. Natuurlik Kolossense is 'n wonderlike brief, so asseblief gaan lees ook verder. Vandag natuurlik die kosbare ding, om te weet dat God gewone dinge gebruik, om ons daaraan te herinner en te laat onthou, dat hy ook ons gekies het. Ons gaan sommer ver terug, ons blaai terug in die Bybel, ons blaai daar na die Ou Testament toe. In die Ou Testament reeds begin die verhaal saam met God en mense, dat God mense kies, en wil graag met mense in 'n besonderse verhouding leef. Een so voorbeeld is natuurlik Abraham. Ons dink aan die verbond waarvan ons deel is. Dat Abraham, dat God die inisiatief neem om hom te kies, sy liefde en trou aan hom te bewys. Keer op keer aan hierdie beloftes en seëninge ook aan hom gee vir hom en sy nageslag. Ons blaai so 'n bietjie verder, ons kyk na Genesis 17, dan natuurlik die teken wat gebruik is om dan ook vir mense daaraan te herinner dat God hulle gekies het, is natuurlik die besnydenis. Die besnydenis wat hulle herinner dat God hierdie spesiale verhouding met mense het, hulle gekies het. Hierdie verhouding noem ons natuurlik die verbond. Besnydenis, Joodse seentjies op die ouderdom van 8 dae, dan word hulle besny. Hierdie fisiese teken aan hulle liggame, wat hulle daaraan herinner, dat hulle deel is van hierdie verbond, waarby mans se vrouens ook natuurlik ingesluit is. Ek dink sommer baie maklik aan tekens wat ons dan ook het in elders in ons lewe, nie, op ander plekke. Ek dink aan my trouring. Ek dra 'n trouring om te sê ek is in 'n verbintenis met my vrou, nie, en hierdie teken herinner my, maar ook die wêreld, dat ek in hierdie verbintenis is. 'n gewone teken, 'n gewone ring herinner my daaraan dat ek aan hierdie verhouding verbehoort, nee, aan hierdie verbintenis. Ons dink sommer, as ek sê nou maar op pad is Suidkus toe of Noordkus toe met vakansie, dan iewers daar langs die pad is daar 'n bordjie wat sê soveel kilometer en dan is daar koffie of 'n restaurant, 'n koffiewinkel. Nou daardie koffie bordjie of daardie aanwysing dat daar koffie is nie die koffie nie. Dit wys my daartoe, dit herinner my. En dan ry ek so 'n bietjie verder en dan sê hulle dis nog 2 kilometer voordat jy by daardie plek is. Nee, ek word herinner aan. So in hier gewone teken, die besnydenis word 'n gewone teken wat herinner dat God ons gekies het. Dan blaai ons bietjie verder en ons kom by die Nuwe Testament en dan sien ons iets anders hier gebeur.
En die besonder dan natuurlik in Kolossense, waar Paulus hierdie brief dan ook vir hulle skryf, omrede daar 'n verskeidenheid van teorieë en moontlike vereistes aan gelowiges gestel sou word. En dat godsdienstigheid met tye baie swaarder dan ook weeg. Hy herinner hulle daaraan en sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. Dan praat hy baie mooi, hy sê, julle verbondenheid in Christus is die belangrike deel. Nie die godsdienstige wettiese reëls nie, maar die verbondenheid self. Vers 6 wat sê, wandel in Christus, om in Christus te wandel. Julle verbondenheid in hom. Of dan nou ook so mooi gestel, as ons so 'n bietjie kyk na die grondteks wat praat van julle wat hom ontvang het, ons is in hom. Ek dink aan die volheid, wat dit beteken. So hy sê die volheid van God, dat julle daarin deel het. En dit berus nie op godsdienstige onderhouding van wette of iets wat deur mense daar gestel word nie, of waar die gewig lê nie daar nie. Die gewig lê in die verbondenheid. In die volheid wat julle deel het, die potensiaal wat in julle lê as julle iets daarvan verstaan dat julle aan Christus behoort. Dan dink ek sommer dadelik aan die Valdam hier by ons, en daardie sluise is oop, en ek kom met my bekertjie, en ek probeer met my bekertjie iets van daardie water wat uit daai sluise uitkom opvang, dan is dit so iets daarvan, dat die volheid van hierdie potensiaal is eintlik dan ook tot my beskikking, met my bekertjie. En so ietsie daarvan, dalk verwoord dit of beeld dit dalk uit, oor hoe ons verbondenheid en ons wandel in Christus lyk, dat dit wat God sin is, en dit wat hy vir ons tot ons beskikking stel, en dat dit my lewe verander, wat beteken dat die verhouding wat ek met hom het, vir my baie belangriker is, as selfgemaakte godsdiens. Baie maklik, ek dink sommer weer aan 'n dogmatiek-klas, wat ons op 'n stadium bygewoon het, jare gelede, toe ek in die universiteit was. Een van ons dosente wat gepraat het van 'n wipplank, en as daar 'n wipplank is, en ons sit aan die een kant, sou ons vir Christus kon sit, en aan die ander kant sou ons sê, ons sit 'n godsdienstigheid, as die godsdienstigheid swaarder as Christus weeg, dan verstaan ons iets van die hart van die evangelie verkeerd. Ek wandel in Christus, ek is in hom gewortel, so die resultaat van my verhouding met hom, my verbondenheid met hom, die volheid van hom, is sigbaar. Waar is dit sigbaar? Dit is sigbaar in wie ek is, dit is sigbaar in hoe ek leef, dit is sigbaar in wat mense by my raak sien. En dat dit is wat Paulus dan ook vir hulle sê. Hy sê vir hulle iets van hierdie verbondenheid, hierdie verbondenheid, daar lê baie meer. Dis nie net 'n teken nie. Dan dink ek sommer dadelik aan my doopbelofte. Ek dink aan my doopbelofte en ek wil jou aanmoedig, gaan soek jou doopseël, gaan soek jou doopbybel, gaan kyk aan die datum wanneer jy gedoop is. Hierdie teken wat jou herinner dat jy ingelyf is by die verbond, dat jy deel is daarvan. Wat dit beteken, om deel te wees fisies van die liggaam van Christus hier op aarde. Hierdie bevestiging, dat ek hoop het, selfs in die lewe waarin ek leef. Dat Jesus iets doodgewoon gebruik, om my daaraan te herinner, dat ek ingesluit word. God wat die inisiatief neem en sê, ek wil jou God kom wees. Die doop wat vir ons 'n verbondsteken word. Dat ons herinner word, aan God se genade, sy liefde. Maak nie saak wie ek is nie, hoe my lewe lyk nie, wat gebeur het nie. Paulus skryf so mooi vir hierdie Kolossense, hy praat van nuut maak, hy sê Christus maak nuut, die eise wat daar teen my gestel sou kon word, vir hierdie sondige natuur wat ek het, daardie eise is aan die kruis gespyker, en dis asof ek self dan ook daar sou wees, en dis van my al weggeneem. Dan natuurlik, ek dink weer, en in die dae toe ons praktykvorming gehad het, het iemand eendag vir ons verduidelik oor die sakramente wat ons natuurlik vier, die doop en die nagmaal, gewone tekens wat my daaraan herinner, wat my help om te onthou. Ek dink aan Jesus se gesprek en sy ete daar saam met sy vriende
die naweek van Paasfees, van Pasga in Jerusalem. 'n gewone ete, gewone tekens, 'n gewone maaltyd, waar hulle sê ons vier hoe God ons gered het uit Egipte. Waar gewone mense vir mekaar dit vertel en asof hulle self daar was. En Jesus hierdie tekens gebruik en sê ek wil hê julle moet onthou. Onthou dat my liggaam vir julle gebreek het. Onthou dat my bloed vir julle vergiet is. En hierdie is die nuwe verbond. Onthou dit. Hierdie tekens, Martin Luther praat van die versterking van ons geloof. Gewone ete. 'n gewone ete wat 'n teken word, wat eintlik my persoonlike geloofsbelijdenis word. So sê, Here, ek neem die brood, ek sit dit in my mond, ek drink die wyn, en ek weet en ek bely en glo dat u liggaam gebreek het, u bloed gevloei het, vir die volkome vergifnis van my sonde. 'n anderste soort besnydenis praat Paulus van. Hy sê, julle is eintlik saam met hom begrawe. Julle is saam met hom lewend gemaak. Ons wat in hom gewortel is, ons dra dan ook die vrug. Die volheid van God is ook die potensiaal wat in ons leef. Gewone ete, gewone tekens, die doop, die nagmaal, help my om te onthou dat God ons gered het. Dat God my gered het uit genade en dat God 'n groot liefde het vir ons. Jesus wat bereid was om te sê ek lê my lewe af vir my vriende. En dat hierdie besnydenis totaal iets anders beteken en soveel meer sê as net die gewone godsdienstige onderhouding. Maar dit iets sê van 'n intieme verhouding waarvan ek mag deel hê. Kom ons bid saam. Here ons Here, baie dankie dat ek deur hierdie besnydenis wat u bewerkstellig het, in verbondenheid met u mag leef, in u mag wandel, u mag ontvang, en dat ek daaruit dan ook 'n nuwe lewe kan leef. Dankie vir u genade wat vir my groot is, en dankie vir u vergifnis. Dankie dat die eise wat teen my gestel kon word, op die kruis gehang is, en vandag ook van my af verwyder is. Amen. Mag dit so wees dat ons dan ook hierdie saamwees lekker kan afsluit met 'n feeslied. Ek dink sommer aan die wonderlike lied van die oorwinningslied. Dat daardie oorwinning, dat ek dit mag leef. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons lof, die tref jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja.
toe ons by mekaar gekom het, het ons mekaar gegroet en ons glo dat die Here by ons was. As ons hier uit mekaar gaan, dan groet ons mekaar so. En ons mag ons dit hoor dat God ons waardig maak vir die lewe waartoe hy ons geroep het. En mag ons God dan deur die krag vir ons die liefde vir die goeie werk en die geloof volkome maak, sodat die naam van ons Here Jesus vir altyd verheerlik sal wees. Wees gegroet in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Genade en vrede vir jou. Amen.